Hey, baie dankie. Julle kan julle sitplekke inneem. Okay, so ons kom vandag aan die einde van Jesus se bergpredikasie. So ons het laasweek so 'n bietjie gekyk weer eens waar Jesus verwys het na gebed, hoe ons moet bid, dat ons altyd in nederigheid moet wees, ons volle vertroue op God moet plaas. Hy het ook vir ons gewys dat God baie beter vir sy mense kan sorg as enige ander mens kan. En dan het ons afgesluit met die goue reël. En die goue reël het gesê ons moet ons medemens en ons naaste behandel soos wat ons behandel wil word. En die idee was dit moet eers uit ons uitkom. Ons moet nie wag vir iemand om goed te doen aan ons voordat ons goed doen aan hulle nie. Dit moet van ons uitkom van die begin af en dan die slotsom vandag. Is 'n ding waar Jesus al 2000 jaar terug gewaarsku het en ongelukkig kan ek vir julle sê die goed waaroor Jesus 2000 jaar terug gewaarsku het is ons kerke nog deurtrek van vandag. Daar is so sekere dinge wat ons kerke oorgeneem het en ons moet besef dat Jesus se slotsom op hierdie bergpredikasie was bitterlik ernstig geweest. En julle sal ook vind as ons op die einde kom van hierdie gedeelte, dan die mense wat daar gesit het, sê hulle van hulle was verslae. Wat basies vir ons sê, dit wat Jesus gesê het, het nie almal van gehou nie, en nie almal wou dit gehoor het nie, en ongelukkig kan ek vir julle sê, dit gebeur vandag nog. So ons gaan begin by Matteus 7 vers 13, en ek gaan hom sommer regdeur vat tot op die einde van hierdie afsluiting van Jesus se bergpredikasie. Dit vorm alles so half deel van dieselfde leer. Dit is net makliker om vir my om dit oop te breek as ons dit alles deurgewerk het. So Matteus 7 vers 13, baie bekende gedeelte hierdie. Dit sê vir ons gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met die verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Nou, Jesus sluit die laaste gedeelte baie eenvoudig af, eintlik met 'n waarskuwing. En die waarskuwing is so eenvoudig soos jy is of vir hom of jy is teen hom. En Jesus gee vir sy disippels, en dan moet ons besef, het was nie die disippels hier, daar was 'n skare wat daar gesit het, en so ook die godsdienstige leiers van daai tyd. En hy sê vir hulle moet kies tussen 2 paaie of 2 poorte. Hulle moet onderskeid tref tussen 2 tipe profete, en hulle moet kies tussen die 2 tipe disippels wat daar so was, die opregtes of die valses, en laastens sê Jesus, kies die regte fondasie waarop jy jou geloof wil bou. Nou die nou poort is die moeilike poort. Dis die weg deur Jesus Christus. Die wye poort is maklik, maar hy lei tot die ewige verderf. En dan sal julle sien, Jesus hou sy balans hierso oor die waarskuwing dat ons nie hoef te oordeel nie.
Maar hy wou sê ons moet uitkyk vir vals profete en ons moet op die uitkyk wees vir vals disippels. Julle weet, dit gaan weier as net wat die mense sê, maar dit gaan oor die leefstyl ook. Kan jy werklik eien dat iemand die Here dien net met die manier hoe hy lewe? En dan sê Jesus hierso 'n baie direkte waarskuwing dat 'n slegte boom word uitgekap en in die vuur gegooi en dit vir ons is 'n waarskuwing. Sterf jy buite die wil van die Here en dan wag jy hel se vuur vir jou. En as ons gaan kyk na die omstandighede en hierdie gedeelte is 'n gedeelte wat ons soms oorslaan, waarop jy jou fondasie moet bou, want as jy gaan kyk hoe dit in die omtrek en die omgewing gelyk het waar Jesus was, het die see van Galilea in die somermaande bietjie weggetrek, dan het die sand nogal hard geword, dat jy op dit sou kon bou. Maar dan sê die Here vir jou, jy moet weet, daai fondasie gaan nie hou nie, want as die water kom, word daai sand weer sag. So die mense van daai tyd sou verstaan het, wat Jesus hier bedoel is, as jy daar wil bou, moet jy dieper grawe. En dit is hoekom dit vir my so belangrik is, dat ons wat hier sit, geestelik sterk moet word. Want as die waterstrome kom, as die teenkanting kom, moet ons so sterk in ons geloof wees, dat jy kan sê, Here, ek sal sterf vir my geloof. Want as ons fondasie op die sand gebou is, en ons begin teenkanting te kry, dan gaan ons nie staan nie. Dan is dit die vinnigste wat ons rug op die Here sal draai, en ons rug op ons geloof sal draai. So Jesus sê vir ons moet na die godsdienstige entiteite kyk, nie net of die oppervlak reg is nie. Nie net of hulle die regte goed sê en dit klink al Bybels nie, maar is hulle fondasie regtig gevestig in hom. En hy sluit dit eintlik vir die mense daar af baie eenvoudig. Dis of hy of die vyand. Nou Jesus se waarskuwing in hierdie laaste gedeelte strek tot by ons vandag nog. Nes as ek dink as ons kyk na al die ander waarskuwings in hierdie bergpredikasie, is alles wat hy gesê het relevant vir ons vandag. Daar's nie een ding wat ons van Matteus 5 tot Matteus 7 kan gaan en sê, dalk is dit nie vir ons nie. En ek dink as ons tot op die Here kan sien hoe relevant was elke vermaaning, elke waarskuwing, elke riglyn, as ons gaan kyk wat in die kerke vandag gebeur. Dit is eintlik vir my wonderbaar om te besef dat Jesus het 2000 jaar terug al met hierdie wysheid gepraat en geweet dat dit is die stryd wat ons vandag gaan stry in ons kerke. Hy sê vir ons baie reg, hy kies sy geregtigheid, vergeet van die mense. Vergeet van die mense se goedkeuring, julle en ek verstaan, dit is moeilik. Ons wil graag hê mense moet dink, ons is okay. Ons wil graag hê mense moet sê, hoorie, maar hy is nie so sleg nie, en dan sê Jesus vir ons, hierdie mense kan jou nie red nie. Hulle aansien kan jou nie red nie, slegs hy kan jou red. En ek vind dit baie aan kerke vandag, dat predikante kom iewers op 'n punt waar hulle hierdie verloor. Hulle raak so gefokus op die aansien van die mense wat in die kerke sit, dat ek wil eerder hê julle moet vir my sê, Roan, jy doen goed. As ek op my knie gaan en ek pleit en ek sê, Here, maar doen ek goed volgens u standaard, en dieselfde tel vir julle wat daai kant sit ook. Dis nie net vir my nie. Ons kan nie ons fokus op die mense sit en ons fokus van God afhaal, want dan kies ons die maklike weg. Die een wat die wêreld jou gaan oortuig, is die lekker pad. Die een wat die wêreld vir jou gaan oortuig, maar jy mis eintlik soveel uit. En ek sien dit gereeld. As jy nie wil saam drink nie, is jy die boring een. As jy nie wil saam vloek nie, is jy te prees. En dan sê die Here vir jou, weet jy wat, daai weg gaan moeilik wees, want wat hulle doen is, hulle adverteer die wêreld vir jou soos 'n advertensie. Dit lyk so mooi, dit lyk so lekker, jy wil so graag inkoop in dit in, maar jy besef dat net soos advertensie tot 'n einde kom, gaan hierdie lewe van ons op eendag tot 'n einde kom. Die Here sê vir ons, Here, dit gaan moeiliker wees op hierdie nou pad. Dit gaan die ongewilde pad wees, dit gaan die onpopulêre pad wees, dit gaan die pad wees waarop jy gekruisig gaan word, waarop jy gevloek gaan word, waarop die mense jou gaan uitbuit en uitkry, eintlik omdat jy besig is om reg te lewe. Daai pad sal nie vir die wêreld sin maak nie. En julle, dis nie veronderstel om vir die wêreld sin te maak nie. Mense gaan jou snaaks aankyk en ek gaan vandag vir julle sê, dit is ongelukkig soms ook 'n bitterlike alleenpad om te staan. As jy op daai pad begin stap, as jy deur daai noupoort gaan, sal jy baie keer vind jou vriende is weg. Jou ondersteuning is weg. Die mense wat jy gedink het jou liefhet, raak weg as jy soms op hierdie noupad kom.
En dis gewoonlik op hierdie nou pad waar die duiwel jou gaan begin aanval en vir jou gaan sê, is dit regtig dit werd? Is dit regtig dit werd om so alleen deur hierdie lewe te gaan? En weet julle, my antwoord vir jou is ja, want jy gaan eendag 'n skepper hê wat jou van hierdie pad gaan afval in sy teenwoordigheid in. En Jesus se woorde is so waar as hy sê min mense gaan daai pad vind. Ons maak die fout om te dink dat elke liewe geliefde van ons wat al afgesterf het dalk net op hy laaste oomblik reggemaak met God. Die harde realiteit is, min mense gaan op daai pad wees. Nie almal wat ons al in die dood afgestaan het, gaan jy eendag weer ontmoet in die hemel nie. Dis nie my woorde nie, dis God se woorde. Die verskil is, elkeen van ons wat hier sit, het nog steeds die geleentheid om reg te maak, want ons hoor die waarheid. Elkeen van ons wat hier sit, kan nie eendag voor die Here staan en sê, ons het nie geweet nie, want God gaan vir jou sê, wie jy die waarheid gehoor. Vandag hoor julle die waarheid, dat ons moet kies tussen God, tussen die wêreld. Maar berei jouself voor, want die Here sê ook in sy woord, gaan doen die kosteberekening. En dis hierna waarna hy verwys. Die kosteberekening is, hy sê geen bouer begin te bou, sonder dat hy nie 'n idee het wat dit hom gaan kos nie. En jy moet besef om die Here te dien, mag jou dalk alles kos. Mag jou vriende kos, dit mag jou werk kos, dit mag jou goed kos, dit mag jou alles kos, om die Here te dien. So hy sê vir jou, gaan maak hierdie kosteberekening. Die fantastiese ding, en julle, as jy ooit gewonder het oor die genade van die Here Jesus Christus, sê hy vir jou, solank as wat jy asemhaal, solank as wat jou geliefdes nog asemhaal, is daar nog hoop. Niemand van ons sit in 'n hopelose posisie waar jy kan sê, dit is nou verby. Die Here sê vir jou, elke oomblik wat verbygaan, het jy nog 'n kans. Maak reg en maak jy regte keuse. Julle weet, die Here wys ons in die woord, as jy 'n ware disipel is, dan is jy eintlik selfverlooning. En dit beteken, jy sal bereid wees om alles prys te gee vir God. Dis 'n harde realiteit, maar vra jouself af, sal jy regtig bereid wees om alles wat jy het, prys te gee vir God? Dis maklik om dit te sê, dis maklik om te sê, as daai man die geweer teen my kop druk, ek sal nie my rug op die Here draai nie. Maar die Here sê vir jou, gaan doen daai kosteberekening, want dit kom. Nou, een van die punte wat vir my seker die belangrikste is hierdie punt waarop Jesus spesifiek fokus, waar hy sê, wees versigtig vir die vals profete en vir die vals disippels. Ons moet agslaan op hierdie gedeelte, want ons sal sien, hierdie waarskuwing wat die Here hierso gee, is nie teen ateïste of ongelowiges nie. Hierdie waarskuwing wat die Jesus hier gee, is teen die godsdienstige mense. Dit is teen die mense wat in die kerke sit. Hy sê nie vir ons hierso, wees versigtig en wees op die uitkyk vir die ateïste en vir die moslems en vir die hindoes nie. Nee, hy sê, wees versigtig vir die vals mense wat in ons midde sit. En julle gaan my nou nie glo nie, dit het nie 2000 jaar uitgesterf nie. Dit gebeur vandag nog. Weet julle, dis my hartseer om te dink dat daai waarskuwing geld vir soveel mense wat Sondag in en Sondag uit in kerke sit. Hierdie waarskuwing is teen mense wat Sondag in en Sondag uit op kansel staan. Hulle lyk reg, hulle praat reg, hulle doen reg, en dan sê die Here vir jou, hulle harte is ver van my af. En julle, daar moet 'n rede wees hoekom Jesus en die disippels en die apostels pertinent gewaarsku het oor vals profete, of in ons geval predikante, of vals disipel, of in ons geval vals bekeerlinge. En 'n interessante feit, as julle dit nie geweet het nie. Uit al 27 boeke in die Nuwe Testament is dit slegs Filemon wat nie pertinent waarsku oor hierdie vals here in die kerk nie. En vals profete, vals leraars, vals disipels nie. Wat vir my sê, dit is 'n bitterlike belangrike punt vir Jesus Christus gewees, as die hele Nuwe Testament, elke boek iewerste 'n aanmaning maak oor dit. Want ek gaan vandag vir julle sê, vals Christene en vals predikante het soos 'n kanker in kerke ingekom en kerke begin oorneem. Dis 'n feit. Ek kan vir julle sê, gaan kyk wat gebeur in ons kerke vandag, want dit is vol. As hierdie jou nie gaan oortuig dat jy moet versigtig wees aan wie jy jou ore uitleen nie, gaan niks jou oortuig nie. As jy nie hierdie glo dat die kerke vol van dit is nie, gaan jy dit nooit glo nie. Want die vals teologie, die vals predikante en die vals Christene sit kerkbanke vol. Hulle WhatsApp status is vol van die Here se goed.
Wat hulle vir jou sê is vol van die Here se goed, maar hulle harte is ver van die Here af. Nou om vir julle so 'n paar voorbeelde te gee, ek het dit nou nie deurgegee vir nie. As ons gaan kyk na die verskillende terme wat die Bybel gebruik om ons oor te waarsku, en hierdie is regtig nou net 'n paar, dit is nie al 27 boeke nie. In valse leraars word ons geleer in 2 Petrus. Valse profete waarsku Jesus hierso in Matteus 7 en Johannes in 1 Johannes 4. Valse apostels, Paulus in 2 Korintiërs. Valse broers ook in 2 Korintiërs. Valse Christusse in Matteus 24. Wolwe in skaapsklere in hierdie slotsom van die bergpredikasie. 'n Wolf in skaapsklere is nie maklik om identifiseer nie, want hy klink reg. Hy lyk reg en die fout wat ons maak is ons dink jy gaan 'n wolf dadelik kan identifiseer. Jy dink jy gaan dadelik sien maar hierdie ou het nie die beste intensies vir my op sy hart nie. Dit is nie hoe 'n wolf in skaapsklere werk nie. 'n Wolf in skaapsklere lyk soos 'n Christen, hy praat soos 'n Christen, hy doen soos 'n Christen, maar hy het nooit 'n wedergebore kind van God geword nie. En dit is hulle wat die Here sê, wees versigtig. Gaan toets die goed teen die woord. Ons het lui en laks geword, want as dit van 'n kansel af gesê word, dan moet dit so wees. En weet julle wat is vir my die hartseer? Hartseer is die realiteit. Jy kan 'n antwoord gaan kry wat jy klaar besluit het jy soek. Jy hoor partymal hierdie nonsens wat hierdie ouens praat, en as jy daai antwoord soek want jy hou van wat die ou sê, sal jy 'n antwoord kry. Julle weet hierdie ouens is partymal so subtiel en so misleidend dat dit klink so reg. Dit klink so waar. Ek luister so ruk terug na 'n predikant wat vertel as hy die Bybel reg lees, gaan meer mense hemel toe as hel toe, want die Bybel sê en menigte. So hy het sommer besluit teen wat die Bybel ons pertinent leer, en hy besluit, en weet jy wat ironie? Daai mense in sy kerk klap hande en gaan maak. Want dis lekker as ek jou ore kan steel en vir jou sê lewe soos wat jy wil lewe, doen wat jy wil doen. Jy gaan hemel toe gaan. Jesus se woorde is presies die teenoorgestelde. Moenie lewe soos wat jy wil lewe nie, lewe soos wat God wil hê jy moet lewe. Moenie doen wat jy wil doen nie, doen wat God wil hê jy moet doen. Jy moet in 'n verhouding met God wees. Nou ek verstaan sommige mense is dalk nie bewus van dit nie, en ek verstaan sommige mense is nog nie in hulle geloof. Maar jy kan nie eendag voor God gaan staan en sê ek was te lui om self die huiswerk te doen nie. Ek was te lui om self my skrifte oop te breek en te kyk, is hierdie nonsens wat die ou praat werklik die woord van God? Dis my hartseer om te dink dat wolwe in skaapsklere staan aan beide kante van hierdie kansels. Ons lyk soos die kinders van God, maar ons doen nie soos die kinders van God nie. Nou ek gaan nie vandag uitbrei oor die voorspoed teologie nie, want ek dink dies wat my ken sal weet. Ek verpes die voorspoed teologie, want dis nie 'n teologie wat uit die woord van God uitkom nie. Al wat ek vir julle gaan sê is dat die boodskap wat ons verkondig, moet 'n eindeloose boodskap wees. Die boodskap wat ek vandag vir julle verkondig, moet ek nou in Somalië kan gaan verkondig. Want God se woord het nog nooit verander nie. God se waarheid het nog nooit verander nie. Maar weet julle wat doen hierdie wolwe in skaapsklere? Hulle pas die woord aan vir die skare wat voor hulle sit. Hulle pas die woord aan vir waar hulle is. God se woord werk nie so nie, want God se waarheid is God se waarheid. Ons pas dit nie aan vir die gehoor wat hulle wil hoor nie. En ek gaan dit gou-gou vir julle wys. Matteus 24 vers 35. Dit sê vir ons, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Ons sal ook in Matteus 24 sien waar Jesus weer eens waarsku oor die valse profete, en dan as ons gaan kyk na Matteus 10. Matteus 10 vers 22. Wat aansluit by dit? So ek kom nou net self kry. Matteus 10 vers 22. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Die Here sê vir ons, sy woord het nooit verander nie, sy waarheid het nooit verander nie. As die woord van God vir jou sê, jy sal gehaat word, omdat jy 'n dienaar van Christus is, dan gaan jy gehaat word. My probleem is, weer eens, en dis my laaste punt oor hierdie voorspoed teologie, hierdie name en claim nonsens, want ons hou so baie daarvan. Nêrens in die woord van God sê hy vir ons name en claim en jy sal dit kry nie. Nêrens in die woord van God sê hy vir ons gee meer, dan gee ek vir jou meer soos 'n lotto kaartjie nie. En hoekom ek dit sê? God se boodskap is ewig, sy woord staan, ons haal niks uit nie, ons sit niks by nie. My vraag is,
As jy 'n voorspoed teologie predikant hoor, gaan vra vir hom net hierdie. Hoekom is pastoor nie in Suid-Sudan, Sirië, Nigerië, Noord-Korea, Somalië, Jemen, Libië, Pakistan, Iran en Afghanistan nie? Want dit is die lande waar Christene die meeste uitgemoor word vir hulle geloof, want hulle word gehaat vir dit waar hulle glo. Hulle lewe volgens God se woord. Maar ons in die Weste sê nee, nonsens. God se woord sê ek moet rykdom hê, ek moet gesondheid hê. Gaan verduidelik vir die mense in Suid-Korea, in Noord-Korea wat sterf hulle geloof, gaan verduidelik dit vir hulle. Name en claim jou vryheid, name en claim jou gesondheid, name en claim dat jou geliefdes nie doodgaan nie. Dis nie wat die woord van God sê nie. Dis 'n westerse teologie wat ons geskep het, want dit streel ons ore. Die Here sê vir ons, jy sal gehaat word, jy sal sterf vir dit waarin jy glo. Maar ons in die Weste sê nonsens, Here, ek hou nie van dit nie. Ek sê op Kersdag, ek kry video's en ek sê gister vir my suster, julle kan dankbaar wees as kinders in hierdie gemeente, anders ek wil hierdie video's gewys. Wat hulle met die mense, hulle uiteindelik in Suid-Sudan doen. Hoe hulle Christene dood martel vandag nog. Hulle ry met 'n trop tot op 'n ou se bors, jy hoor hoe breek sy borsbene. Omdat hy nie sy geloof wil verloor nie. 'n Ma wat haar 3 klein kindertjies vashou, dan skiet hulle skote om haar tot voor hulle haar uitgemoor het. 'n 10-jarige laaitie wat bid en pleit, asseblief liewe Here, red my. Dan kom hy man met 'n klip aangeloop, hy slaan 'n 10-jarige kind dood, maar name en claim hulle vryheid. Gaan verduidelik vir daai mense wat verstaan hulle verkeerd van die woord. Want as ek na die woord gaan kyk, verstaan hulle dit reg. Want Jesus sê vir ons, as jou fondasie in my gebou is, sal jy opstaan as daai ouens kom en jy gaan bereid wees om te sterf vir my, maar as jou fondasie in die voorspoed teologie gebou is, gaan jy vir hulle sê, nee wat, ek gaan my Jesus deny, want ek wil nie sterf nie, want ek hou van my goed. Want die teologie wat ek geleer het, sê die Here wil hê ek moet ryk wees, hy wil hê ek moet gesond wees, hy wil hê ek moet jare lank lewe. Dan sê dit vir daai 10-jarige kind wat hierdie week gesterf het vir sy geloof. Dan sê dit vir daai ma, wie se kleintjies, wie een ouer as 4 jaar oud was nie, wat gesterf het hierdie week vir hulle geloof, gaan verduidelik dit vir hulle. Hoekom vat daai predikante nie daai selfde woord na daai lande toe nie? Want daai woord gaan nie werk in daai lande nie. Want daai mense sê, ons het ons kosteberekening gedoen, dit gaan nie oor die goed nie. Dit gaan nie oor die gesondheid nie, dit gaan oor my God. Ek sal sterf vir my Here. Dis waaroor dit gaan. Dis hoekom ek so passievol is oor hierdie, en dis hoekom my vrou soms onder haar stoel wil inkruip, as ek so passievol word. Want hierdie is 'n saak van hemel en hel. Dis 'n saak van lewe en dood. Dis 'n saak van by jou skepper, of by die vyand. Jy kan met 'n bankrekening vol geld sterf, en 'n ewigheid getorment word in die hel, of jy kan brandarm in 'n put doodgaan, en jy saam met jou skepper. Dis waaroor dit gaan. Draai julle ore weg van die voorspoed teologie af. Ek pleit dit by julle vandag. Dis 'n saak van hemel of dood. En ek gaan my vraag daar by julle los, en ek wil graag hê ons moet gaan na 2 Timoteus toe. 2 Timoteus 4 vers 3. En ons is daai tyd al gewaarsku. 2 Timoteus 4 vers 3 sê vir ons, as ek nou op die regte plek, 4 vers 3, ja, sorry. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. En dis presies wat hierdie mense doen, en dit is ook hoekom ek vir julle gaan sê, my empatie vir mense wat daai kerke kies, my empatie vir mense wat daai teologie kies, is min. Want die Here sê vir ons, dis wat hulle gekies het. Hulle kies die oordeel. Hulle kies om hulle ore gestreel te kry. So my empatie is min, as jy nie kies om die woord van God te glo nie. Dis dit. Ek gaan die waarheid aan jou verkondig, en as jy hierdie kosbare mooi evangelie wil verloon, dis jou keuse gewees. As jy nie die waarheid van God wil glo en die waarheid wil loop nie, dis jou keuse. Jy gaan nie eendag voor God kan staan en sê, ek het nie geweet nie, maar die Here gaan vir jou sê, my woord het dit vir jou gegee. Gaan weg van my af, jy werker van ongeregtigheid. Jy het my nooit gedien nie. Jy het nooit geweet wie ek is nie. Jy het Mammon gedien. Jy het die pastoor wat daar voor staan gedien, want jy het gehou van wat hy vir jou gesê het. Want hy het vir jou fabels vertel, en jy het die fabels geglo. Die slotsom
van Jesus se bergpredikasie is dit ware wedergebore kinders van God sal die ewigheid erf, nie kerksmense nie. As jy kies om die gesonde leer te aanvaar en jy kies om in God se wil te wees en jy kies om 'n verhouding met God te hê, sal jy eendag in die glorie van God in beweeg. As jy kies om fabels te glo, beloof ek julle nou, jy gaan hierdie woorde hoor. Ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my. Jy wat vir ongeregtigheid gewerk het. Julle, daar's nie harder woorde in die woord van God as dit nie. Kan jy dink jy kom eendag voor die Skepper en hy sê vir jou sorry, laat jy gaan. Jy het nooit geweet wie ek is. Ek weet nie wie jy nie. Julle God speel nie speletjies nie, ek het al soveel keer gesê. Ons moenie durf met hom speletjies speel nie. Ons kan praat soos Christene, ons kan doen soos Christene. As jy nie 'n wedergebore kind van God is nie, het jy probleme. Hoor my vandag, die 28ste Desember 2025, 9:15 die oggend, hoor hierdie woorde, geloof sonder gehoorsaamheid is leeg. Geloof sonder 'n verhouding met God beteken vir jou niks. En weet julle, ek weet, na ek hierdie woorde hoor, is daar altyd gene wat kla, altyd, glo my, ek het dit al hoeveel keer gehoor. Waar is God se liefde? Sy liefde beteken hy gee, sy liefde, sy liefde, sy liefde. Sy liefde is, hy herstel ons verhouding met hom. Sy liefde is, hy gee vir ons 'n geleentheid om eendag in sy teenwoordigheid te wees. Sy liefde is nie aardse goed nie. Sy liefde is hy. Sy liefde is dat ons die waarheid kan hoor. Dit is hoe God jou liefhet. Julle, dit is so eenvoudig. Asseblief luister na hierdie woorde. Verstaan julle nou hoekom in vers 28 hierdie mense op die einde gesê hulle was verslae? Net soos daai tyd wil ons dit vandag ook nie hoor. Ons wil nie vandag hoor dit gaan jou dalk iets kos om die Here te dien nie. Ons wil nie vandag hoor dat die Here gaan dalk alles by jou wegvat sodat jy nader aan hom kan kom nie. Ons wil hoor Here maar gaan baie kry. Dan kom maar iemand soos ek vandag en ek vertel vir julle wat die woord van God sê, dan sê mense verslae en hulle raak kwaad, want hulle hou nie van wat uit my mond uitkom nie, julle, maar dit kom nie uit my mond uit nie. Dit kom uit die woord van God uit. Dis nie ek wat hierdie goeie sê nie, glo my, ek is nie so slim nie. Die Here sê hierdie goeie, so al wat ons kan doen is luister na God se woord. Glo my as ek vir julle sê, Jesus is genoeg. Dis al wat ons nodig het. Julle sien, Jesus bring hierdie hele bergpredikasie tot 'n slot. Tot 'n definitiewe slot. Hy gee vir ons die keuse. Hy sê vir ons, nou moet julle kies vandag. Almal wat hierso staan, almal wat hierdie woord hoor vandag, staan nou by 'n kruispunt. In hierdie hele bergpredikasie leer Jesus ons, maak seker jou verhouding teenoor mekaar is reg, maak seker jy volg die regte pad, maak seker jy kan onderskeid begin tref tussen vals en ware kinders van God, vals en ware leraars van God. En maak seker jy die regte verhouding met Jesus Christus. Julle maak seker jy weet wie God is. Hierdie afsluiting was 'n harde afsluiting. Julle sal ook sien, daar sekere boeke wat sê, en van die skare het omgedraai en weggeloop. Op 'n punt sê Jesus vir sy disippels, wil julle nie ook maar gaan nie. Want hulle het nie gehou van wat hulle hoor nie. Weet julle wat is my die mooiste mooi van hierdie disippels? Kom Handelinge, dan is hulle almal bereid om te sterf, vir waarin hulle glo. Dis waar ons moet kom. Die eindtye se verdrukking klop aan ons voordeur. Ons moet nie dink, dit wat in lande bo in Afrika gebeur, kan nie hier gebeur nie. Julle, jy's onder 'n illusie. Gaan kyk 'n bietjie, gaan doen 'n bietjie navorsing. Hoe is die moslim geloof besig om Engeland oor te neem? In Londen is die mees populêre naam vir die laaste 10 jaar Mohammed. Gaan kyk wat gaan in Australië aan. Ek weet nie hoeveel bewus is wat het op Bondi Beach gebeur, nou 2 weke terug nie. Jode fees op die strand en Islamiete skiet van hulle dood op daai strand. Australië, mense. Dis op ons voorstoep. As julle vir een oomblik dink ons regering gaan tussen beide tree om ons Christene te beskerm, maak julle 'n groot fout. Ek kan vir julle beloof, agter die skerms is ons regering nogal redelik gekant teen wat ons hierso doen. Amen. Ons regering gaan ons nie beskerm nie. Julle, Jesus sluit af met 'n noodoproep tot selfondersoek en ek wil by julle pleit vandag as jy hier uitry, gaan doen selfondersoek. Gaan vat jou skrifte en sê, Here, openbaar dit aan my.
is daai ouetjie wat daarvoor staan verkeerd, of het ek net vir myself predikante aangestel wat my ore streel, want dis wat ek wil glo. Ons moet besin of ons verhouding met God reg is. En 'n paar vrae wat ons onsself kan afvra. Nommer 1, is ons geloof gemaklik of is ons geloof gehoorsaam? Volg ons Christus of gebruik ons hom nie? Hoeveel keer, en ek het dit op 'n vorige geleentheid gesê, is ons gebede net van wat ons soek? Ons gebruik nie God nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dis 'n verhouding. 'n Laaste vraag wat ons onsself kan afvra is ons Christendom gevorm en gegrond in die Bybel of in die kultuur waarin ons lewe? Is ons geloof gegrond in dit wat die woord van God ons sê, dat julle sal gehaat word, julle sal dalk alles verloor vir my, of is ons geloof gevestig in die kultuur wat vir ons sê, jy sal baie kry en jy gaan in weelde lewe? Julle, ons kan nie alles glo wat konsis uit 'n Christen se mond uitkom as ons dit nie gaan toets het in die woord nie. En weer eens sê ek vir julle, nie die antwoorde gaan soek het wat ons reeds besluit het ons wil hê nie. Werklik wat die woord van God sê. Kan ons sê dat ons leefwyse is volgens Christelike beginsels? Julle weet, Jesus is so reguit, en ek het dit al baie keer van hier vooraf gesê, een van twee keuses. Die nou pad, die breë pad. Jy is of die boom met goeie vrug of die boom met slegte vrug. Gaan soek 'n bietjie, wat is die vrug van die Gees? Want toets hoeveel mense sit hier, dan sê jy, dra hulle regtig die vrug van die Gees? Daar's twee groepe mense, en dis die mense wat waarlik God dien, en dies wat nie waarlik God dien nie. En dan is die Here so reguit om te sê, daar's een van twee uitkomste. So vir ewigheid saam met hom, of vir ewigheid in pynigheid. En weet julle wat maak die hel nog erger as net om die hel te wees? Jy gaan uit die teenwoordigheid van God uit wees. Nou my vraag vandag is bitterlik eenvoudig. Ken jy Christus? En ken Christus jou? Sy asseblief my liewe. Die Here het hier bergpredikasie hard afgesluit. Harde woorde, maar reguit woorde. Here, U sê vir ons nie almal wat vir ons sê, Here, Here gaan eendag in U koninkryk kan instap nie. En my gebed vandag is God, laat elke persoon wat hierdie woord hoor, waarlik introspeksie sal doen en gaan kyk of hulle in lyn is met die woord en of hulle in lyn is met die kultuur. Dat hulle sal kyk of hulle werklik die God van die Bybel dien en of hulle die God van die kultuur dien. Here, my gebed is dat ons geestelik so sterk sal word, dat as die aanvalle kom, sal ons dit kan weerstaan. Dat ons sal kan staan en weet, om te sterf is 'n wins, want ons sal by U wees. Here, dat ons sal afstand doen van al hierdie aardse goedjies wat ons so graag by mekaar maak, soos wat U in hierdie bergpredikasie ons geleer het, en net ons fokus op U sal plaas. Here, daar's geen voorsiener soos U nie. Here, ongelukkig is die vals leer en die vals teologie die kerke vol. Daar's niks wat ek kan doen om dit te kan keer nie, buite om die waarheid te preek en te hoop die mense gee gehoor aan U woord en hulle luister na U kosbare Heilige Gees. Here, ek wil nie hê een boetie of sussie moet verlore gaan nie. Die realiteit is, dit gaan gebeur. Here, mag gebruik elkeen van ons wat hierso sit om disippels te wees, om die waarheid te gaan verkondig, dat die mense sterk in hulle gees en hulle geloof kan word, om enige aanval en enige aanslag teen te kan staan deur die krag van die Heilige Gees, dat ons sal weet, soos Paulus het gesê het, Here, as ons hierdie aardse lewe tot 'n einde roep, is dit eintlik vir ons wat in U sterf, 'n aanwins. Here, ek bid dat elke persoon sal gaan introspeksie doen en elke persoon sal gaan vasstel of hulle U waarlik ken en of U hulle waarlik ken. Here, dat ons hierdie nuwe jaar sal instap met 'n nuwe moed. En die moed sal wees God se wil en U geregtigheid sal geskied, ongeag wat ons maak. Dat ons net in U wil sal kom is die belangrikste. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.